Goeiemôre kinders van die Here, het is goed om hier te kan wees, het is lekker om vir julle te kan sien, al sien ek hier die bokant van julle gesig, wonderlik om in hierdie tyd te wees van Advent. Die Advent wat van die Latijn afkom, Adventus, wat beteken die koms van Christus, Christus wat weer op pad het, soos wat hy af aarde toe gekom het, en tussen ons kom leef het, en nie so van Christus weer enig kom, en vir jou en vir my kom haal. En ons aan die voorreg hê om saam met hom in die troonkamer te kan wees, waar elke knie gaan buig en elke tong gaan getuig dat hy die Here is. So ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus. Vanoggend is my tweede laaste diens in persoon hier so by julle in Noord-Niels Gemeenskapskerk. Volgende week Saterdag is Kersdag diens. Kersdag is op die Saterdag, onthou die diens begin 8:00 en nie 9:00, so neem asseblief kennis daarvan so lank. En dan die volgende dag is dit Sondag, en ons vermoed ons gaan heel wat minder mense hê, so ons gaan 'n virtuele opname dan maak, wat ons vir die Sondag net vir julle gaan uitstuur. Maar kom ons sluit op ons oë vir 'n oomblik. Ons Hemelse Vader God, wat 'n voorreg om vanoggend in hierdie ruimte te kan wees. Hoe lekker is dit om selfs 'n paar ou bekendes te sien. Hier is die God wat saam met ons die pad stap. En ons is toch mede-pelgrims, vreemdelinge hier in hierdie wêreld. Vader God, my gebed is dat U vanoggend vir ons by 'n plek en 'n ruimte sal bring waar ons tot rus kan kom. Ons lekker diep asem kan haal en rustig kan uitblaas. Ons weet hierdie jaar was so gejaag en ons raak toch so maklik uit asem uit. En dan wil U kom en dan wil U die lewensasem opnuut in ons kom inblaas, sodat ons siel tot rus kan kom. Vader God, dankie vir die gemeente, dankie vir die saamreis, die saamsoek, dankie vir Karen hier aan my linkerkant wat so getrou en so gereeld saam met my Sondag na Sondag kan bedien en aanbring tot U. Mag U vanoggend vir ons kom gebruik om die rustigheid en die atmosfeer te kom inkeer met U heilige teenwoordigheid. Terwyl ons sommer nou so gaan sit en 'n paar Kersliedere gaan sing, terwyl ons so sit en luister na hierdie liedere, Vader God, hoor ons die stories en die geskiedenis. Ons hoor die narratief van U geboorte, van hoe U mens geword het en tussen ons kom woon. Vader God, is dan wat U wil kom en U wil deur die musiek en deur die woord vanoggend vir ons kom intrek in daardie groot storie in. En dat ons vanoggend diep bewus sal raak van U teenwoordigheid en diep bewus sal word dat ons is deel van daardie storie. Dankie dat U ook elkeen van ons se naam in die boek van die lewe opgeskryf het. En dat ons mag deel hê aan hierdie narratief van hierdie groot verhaal. So mag vanoggend, mag vandag van ons 'n blye tyding wees. En daarom sing ons welkom oor stille nag en vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, Kersfees kom, Christus kom. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Waar stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somer Kersfees, dan weer die land
nie anders is om U naam te prys nie. Vader God, dankie dat U mens geword het en tussen ons kom woon het. Dankie dat U die prins van vrede is, om juis vrede te kom bewerkstellig hier op aarde. Dankie vir die kers van hoop wat ons 'n paar weke terug aangesteek het, om ons te herinner aan die lewende hoop, die vaste hoop wat ons kan vashou. Vader God, dankie ook dat ons die kers van vrede kon aansteek, om herinner te word, U het gekom af aarde toe om vrede te kom bewerkstellig. En U kom nooi vir my en vir jou en vir ons uit, om hierdie vrede te gaan uitblaas in 'n brose wêreld wat dit so nodig het. Vader God, dankie ook vir die kers van vreugde, wat ons kan aansteek. Joy to the world. Juis in tye waar dit baie keer donker lekker rondom ons, is dit so belangrik dat ons as gelowiges vreugdevol sal leef, sodat mense sal kan sien, daar is iets binne ons wat leef. Daardie hoop, daardie vrede, daardie vreugde, en dat mense wat in die donkerte leef, daarna sal smag, en ook dit sal wil hê, en daarna sal wil hunger. Vader God, dankie ook soos vanoggend, dat ons die kers van liefde kon aansteek, om ons te kom herinner dat U het U eie seun prys gegee, sodat ons vry kan wees. Dankie vir daardie liefde, Vader God. Dankie vir die engelelied. Dankie vir die vrede op die aarde. Dankie vir die rede. Oh, my
Rejoice, Immanuel, Christus, God homself wat mens geword het en tussen ons kom woon het. En die wêreld het dit gemis 2000 jaar terug. Die wêreld het dit gemis. Daar was al 'n paar herders, 'n paar wyse manne, 'n paar engele wat die tekens van die tye reg gelees het en kon sing tot eer van hierdie God wat gebore is, Jesus Christus. Maar die meeste van die mense 2000 jaar terug het dit gemis. En soos wat hierdie klein seentjie groter geword het en rondgehardloop het en 'n man geword het en tot die ouderdom van 30 tot 33 geleef het verskeie mense nog steeds dit gemis en vir hom gemis. Hierdie groot redder wat sou kom vir jou en vir my. En die hartseer is, vriende, dat selfs vandag 2000 jaar later kan ons nog steeds vir Jesus mis. Ons weet dat baie mense wat in 'n donker wêreld leef, wat ver van God af is, maar wat vir God totaal en al mis. Maar nou selfs is daar van ons wat gelowiges is, kinders van die Here, wat selfs nog steeds vir Jesus kan mis. Daarom is dit so belangrik dat wanneer ons besig is met God se heilige woord, dat ons gedurig vir ons sal vra, maak ons oë oop. Ons sien, maar help ons om beter te sien, om U raak te sien soos wat U hande werk, handel en werkskap hier tussen ons. Ons hoor, maar die wêreld hier buite maak soveel geraas en blaas harde geluide in ons ore in, dat ons selfs doof raak. Om die Gees van God te kan hoor as hy sagkens aan ons oor kom fluister. En dis ook 'n adventstyd vir jou en my wil help. Dit is nie op Kersdag volgende Saterdag, wanneer ons nou aan tafel sit en die geskenke uitgedeel het ensovoorts, dat ons verrassel word en sê, wow, dit is nou Kersdag nie. Christus se geboorte wat ons vier nie. Hierdie advent wil ons juis 4 weke voor die tyd help. Want soos wat ek hier staan, voel ek nog steeds my vreemd te dink volgende week Saterdag is 'n Kersdag. Selfs ek wat al vir die laaste paar weke al so op reis kon wees in die adventstyd, selfs vir my sukkel dit is nog gekleef nog nie lekker aan my eie vel vas nie. Dit is so belangrik. En dis kom ons deur die Kerse ritmes beweeg het ook. En ons al by die huis ook by ons het ons elke Sondag dan steek ons die kers aan, dan begin ons op van hierdie kant af, die kers van hoop. Nou moet ek met 2 tale wees by die huis, met my Engelse vrou en die helfte is Engels, die Engels is Afrikaans, ek sê hoop en hoop, en dan moet ek so deur beweeg. Wat beteken dit as ons praat van hoop? Wat beteken hoop? Wat beteken dit as ons praat van 'n vaste hoop? Van 'n lewende hoop? En dan hierdie kers beweeg van vrede, die sondige naald is aangesteek het, dan elke aand steek ons kinders het steek dit aan, dan verduidelik ons nou wat beteken dit om vrede te beleef, om vrede te ervaar, selfs met vreugde, selfs met die liefdeskers. Ek sien nou hierdie is aan. Kom dit. Volgende Sondag. Maar self die kers van liefde vir oggend. Die adventskers van liefde soos wat julle ook daarso kan sien. En dis hoekom ek ook vanoggend die doopvond hierso kom neersit het. Want dis net baie simbole wat vir jou en vir my wil help as ons praat van die adventskers van liefde, as ons praat oor God se liefde vir jou en vir my. Die kruis is 'n simbool van liefde vir ons, versekerlik, en dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Die nagmaalstekens, die tafel met die brood en die wyn is tekens van God se liefde, Jesus se liefde vir jou en vir my. En dan vanoggend natuurlik ook as ons by die doopvond kom staan, is dit 'n teken van die liefde. Christus wat vir jou en vir my kom roep het toe ons klein was, toe ons nog eens 'n kind het, waar ons gedoop was. God wat ons die eerste lief gehad het. En dan soos wat ons ouer word en opgroei, is sy grootste behoefte dat jy hom eendag sal terugkies as gevolg van wat hier gebeur het. Jy wat nie verdien nie. Jy wat
sondig in hierdie wêreld ingekom het. En dan die Here wat sê, ek kom kies jou eerste. Ek het jou eerste lief. My gebed is dat soos wat jy groter word, gaan ek in jou oor kom fluister. Kies my terug. Kies my terug. Kies my terug. Nou kom die wêreld en hy geraas, maak hy, die wêreld skree daar buite, daar is geen God nie. En dan moet jy sagkens in jou oor gehoor, hoe die Here vir jou sê, ek sê vir jou, kies my terug. En ek wil hê jy moet vandag as jy by die huis kom, en deur die verloop van die week, as jy nou vanaand by die huis kom en jy steek jou die kers van liefde aan, as jy sommer as jy jou hande gaan was onder die wasbak, al by die kraan, deur die verloop van die dag, dat jy jou hande sal spoel, dat die water oor jou handpalm sal rol, en dat jy op 'n manier herinner sal word van dit wat Christus vir jou kom doen het aan die kruis, maar hy wat jou eerste kom kies het, en hy wat jou roep, volg my. Maar wat beteken dit om hierdie liefde te gaan uitleef? En vanoggend het ek gedink, ek wil graag, gewoonlik as ons praat oor Advent, dan preek ons altyd oor Nuwe Testamentiese tekste, en ek het 'n Ou Testament teks as 'n hooffokus, en dan 'n vers ook van Johannes wat ek met julle gaan deel. Maar as jy jou Bybel sal oopslaan by Deuteronomium 10 van vers 17 tot 19, dan lees ons iets daar oor God se hartklop vir jou en vir my. Iets van sy liefde vir jou en vir my. Maar dan nie net vir jou selfsugtig vir jouself nie, maar dan ook vir die wêreld daar buite. Maar kom ons kyk 'n bietjie, hoe lyk daardie wêreld daar buite? Hoor wat sê hierdie teksgedeelte van ons in Deuteronomium 10 van vers 17 tot 19. Dit begin eers om vir jou te herinner, met wie is jy in gesprek, met wie staan jy in verhouding? En dit begin so, die Here jou God, hy alleen is God die Here. Hoor dit weer, die Here jou God, hy alleen is God die Here. Daardie Here weet ons in die Hebreëse woordjie is die woordjie Jahwe. Ons weet daardie woordjie Jahwe kan jy nie in woorde of taal vasvang nie. Dis asemhalingsklanke, dis die inasem, dis die uitblaas. Dit klink so die inasem en die uitblaas. Want God wil vir jou kom sê dat jy kan my nie vasvang met woorde en met taal nie. Ja, jy kan sê hoop en liefde en vrede en vreugde. Maar wat vrede en vreugde en liefde en hoop vir God beteken, is soveel meer as wat dit uit my menslike verstaan is. Ons het 'n beperkte verstaan van wat liefde is. Lief vir my vrou, lief vir roomys, lief vir my hond, minder lief vir my kinders, liefde. Ons het 'n beperkte verstaan daarvan. Ons sal nooit in volle begryp en verstaan wat die liefde van Christus vir jou en vir my is nie. En dis kom hy sê met hierdie inasem en hierdie uitblaas van die naam van die Here Jahwe. So te sê, jy kan my nie in 'n boksie sit nie. Ander gode kan jy dalk in boksies sit. Die God van Ra en al die ander soorte gode wat daar is wat mense aanbid. Die klippe en die songod en so voort. Nou ek is soveel meer. En daarom herinner die Here vir jou, as jy inasem en as jy uitblaas, kom leef ek in jou. Die Here, jou God, hy alleen is God, die Here, Jahwe. Die groot God, nie die klein God nie, die groot God, die magtige, wat wonderdade doen. Luister mooi, wat vir niemand partydig is nie. En ook nie omkoop geld aanneem nie. Die Here is nie, omdat jy meer sonde doen as 'n ander ou, vir jou minder lief, of meer lief nie. Die Here is lief vir ons almal. Dit voel so, hoe meer ek doen vir die Here, dan is hy liewer vir my. Die ouens wat nou op die grens gevalle is van sondaar, die sondig en stout goed doen en so, ons dink nie die Here het hulle minder lief. Ja, wat vir niemand partydig is nie.
en nie omkoopgeld aanneem nie. Jy kan nie vir jou sonde betaal soos wat in die vroeë Katolieke kerk was nie. Sit jy daar so en dan kom jy daar so en dan moet jy nou jou skuld bely, jou sonde bely en dan moet jy nou geld nie deurgee. Dis nie hoekom jy Sondag kollekte en offergawes gee nie. Dit kom uit dankbaarheid. Anders hoef jy nog voor te betaal nie. Die groot prys is al reeds betaal. Christus, God se seun homself. Die groot prys is klaar betaal. Hy vat nie omkoopgeld nie. Hy laat reg geskied. Hoor nou, ons praat van die liefde. En ons praat van die liefde aan ons. En ons praat van die wêreldwyd. Hoor wat sê. Hy laat reg geskied aan die weeskind en aan die weduwee. Hy het die vreemdeling lief. Hy het die vreemdeling lief. En gee vir hom kos en klere. En nou kom God en hy kom gee vir jou 'n opdrag. Hy sê jy wat aan die kerkbank sit, jy wat 'n kind van my is en wat my navolg, jy moet ook die vreemdelinge lief hê. Want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Dan praat hy oor die volk Israel. Want jy was self 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Ek lees die tweede helfte. Hy laat reg geskied aan die weeskind en die weduwee. Hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere. En jy moet ook vir die vreemdeling lief hê, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Nou ek was al in Egipte. Maar nie 2000 jaar of 4000 jaar terug nie. Maar ons almal was al vreemdelinge in hierdie wêreld waar ons ver van God af was. En God het ons ingenooi in verhouding met hom. Maar daar is soveel mense, soveel vreemdelinge daar buitekant wat nie vir God ken nie. Ja, sê hy vir ons moet verhoudelik wees. Want jy was op 'n tyd daar ver en ek het jou nader gebring. En hoe bring ons mense nader? Johannes 13 van vers 34 tot 35, die bekende gedeelte, die groot opdrag wat die Here aan ons, Jesus Christus vir ons in die Nuwe Testament gee. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Julle hoor die Ou Testament teks, julle hoor die Nuwe Testament, dis die goue draad wat deurtrek. Dit het nog nooit verander nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. En soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Vir die weeskind, die weduwee, die vreemdeling, gee kos en klere soos ek gee. As julle mekaar lief het, wat sal dan gebeur? Almal sal weet dat julle is my disippels. Mense gaan van ver af na julle kyk en sê, daar stap 'n kind van die Here. Ek onthou toe ek in Engeland was en daar saam met baie vreemdelinge en mense gewerk en almal op magic mushrooms en dwelms en you name it. Net hierdie manier hoe ek leef het, tussen hulle, waar ons geëet het, saam buitekant aktiwiteite gedoen en gewerk het in die landerye. Op 'n keer het klomp ouens vir my in 'n kamer fasiliteer, soos 20 van hulle. Het my gevra, wie is ek? Ek sê ook nie, toe dog hulle nou ek kon spioneer op hulle. Ek sê nee, ek is hier om geld te spaar, ek wil gaan teologie studeer eendag, in die bediening gaan. En toe sê die eers maar ons sien soveel hoop, ons iets in wat in jou leef en ons smag ook daarna. En so kon ons toe op pad met hulle stap en na die Here toe begin lei. Ek wil graag vir julle 'n skyfie wys. 3 skyfies spesifiek, maar wys die eerste skyfie vir julle. Het julle al hierdie foto gesien van tevore? Ek seker van julle moes al iewers geplaas het. So hierdie is wat ons sal noem, eerstens, dis 'n graffiti artist, jy kan redelik sien, nee. En is nogal stylvol. Ek het baie graffiti artists wat in strate is, wat nie so baie stylvol is nie, maar hierdie is stylvol. Hulle noem die anonieme graffiti artist in die wêreld. En hulle het hom al 'n naam gegee, Banksy. B-A-N-K-S-Y, nee? Banksy. Hulle het geen idee wie die ou is nie. Maar op 'n of ander manier, reg oor die wêreld,
in vreemde lande, op plekke waar jy dit die minste sal verwag, in strate of agter ou verleë gebou of ook al, sal mense verbystap en dadelik sal hulle herken, maar hierdie is Banksy. Dis 'n produk van Banksy. Want hy het 'n sekere styl van hoe hy te werk gaan. Nou, natuurlik was dit op 'n vreemde manier. Iemand moes sy fiets dan parkeer het. Iemand moes sy agterwiel probeer steel het. Iemand moes die voorste wiel getrap het en gebuig het. En hier kom Banksy op 'n dag verbygestap en sê, ja man, kyk die samelewing rondom ons. Kyk die wanorde. En hy besluit om iets kreatiefs te doen. Om vir ons in te trek in 'n ander verhaal, in 'n ander narratief in. Om anders ons verbeelding te gebruik. En die graffiti skildery teen die muur, 'n dogtertjie. Vreugdevol, vol blydskap. Met daai rim wat daar afgetrek is, besig om te hula hoop. Om te sê, ja, die wêreld lyk daar buitekant boos en donker en te mekaar, maar hoe kan daar hoop wees? So eerstens kom die evangelie ook. En die evangelie wil vir jou en vir my om intrek in hierdie hoop, in hierdie vrede, in hierdie vreugde, in hierdie liefdesverhaal. Die hele boek is nie net 'n verbeelding boekie, dis ware stories. Maar God wil ons verbeelding losmaak en sê, jy hoef nie vasgekeerd te wees binne bepaalde omstandighede nie. Dis die eerste voete van Banksy. Die tweede voete van hom wys, wat sien jy daar? Daar Banksy weer, jy sien in die regterkant en die agterkant is 'n trappe wat opgaan. Jy sien 'n dogtertjie wat daar so staan. Kyk of die wind so bietjie waai met haar hare na die een kant toe. En julle almal het al groot geword, selfs julle ouer mense wat hier sit, die kinders wat hier so is. Hoe voel dit vir jou? As jy na die spur toe gegaan het of jy het vir verjaarsdag 'n helium ligballon gekry en dit het ons almal gebeur, jy maak hier huis deur oop of die motordeur oop of jy staan buitekant en as jy kan sien daar gaan 'n ligballon. Ek het dit al so baie gesien al. En wat gebeur met daai kindertjies? Die trane loop. Mense is hartseer. En op baie keer al van ver af kilometers kon ek wel sien, daar het iemand 'n kind of iemand sy heliumballon verloor. Maar daarso wil ek ons 'n prentjie sien van hoe iemand die ballon van liefde verloor het. Sien vriende, ons leef so in 'n wêreld waar liefde so maklik van ons weggesteel kan word. Ons raak ouer en ons raak groter en ons verloor ons verbeelding langs die pad. Nee, as kinders is baie kreatief. Ek hou van om my kinders so dop te hou. Sien hoe hulle speel, praat met die poppe en die dialoog wat daar plaasvind. Maar iewers as jy groter word, verloor jy jou kreatiewe verbeelding. En amper gebeur dit met ons ook met die liefde. Hoekom? Want jy is die wind waai daar buite. En hoë bome van goddelik die meeste punt. En ons kry seer. En wat gebeur? Die liefde neem vlug. En hy gaan op en hy gaan verder van ons al weg. En ons harte raak baie keer harder. En ons kyk na die wêreld en die samelewing rondom ons en ons sê, bly julle daar, ek bly hierso. Ek gaan nou vir myself sorg. Ek gaan nie meer kyk na julle ander nie. Ek het my eie probleme, my eie bekommernisse, my eie worries. Jy hoor dit. Dis wat ons gebeur, vriende. En dan kom Christus. En dan kom hy deur Paastyd en Lydingstyd. En hy kom in Kerstyd en Adventstyd en hy wil jou oor kom fluister en sê, ek is lief vir jou. Laat my toe om jou hart sag te maak. Laat ek ons 'n bietjie weer kan polish. Ek klop aan jou deur. Maak kom vir my oop. Laat my toe dat die Heilige Gees in jou kom werk. Sodat jy weer kan hoor. Sodat jy weer kan sien. Ek het jou lief. Ek het jou lief. Ek het jou eerste kom kies. Kies my terug. Bly naby aan my. Bly naby aan my. Nie ver bly, kom naby. Die volgende skryf vir die laaste ene.
Dis 'n baie bekende ene. Ek seker van julle moes dalk iewers gewaar het. Gaan doen jy homself begin as jy by die huis kom of iewers jy verloop van die dag Google Banksy, hierdie anonieme street graffiti artist. En daarso sien ons van 'n persoon wat blomme gooi. En hierdie foto spesifiek of teen hierdie gebou se muur waar dit geverf is in Jerusalem op die Wesbank oewer voordat jy oorgaan na Palestina toe. En hierso kom Banksy vir ons sê, hy in plaas van bomme gooi blomme van liefde. Blomme van liefde. En so kom herinner Banksy vir ons aan 'n paar van hierdie goedjies. Ek wil vinnig vir ons 'n kort videoetjie wys wat ek onlangs by 'n goeie vriend gekry het. Miskien het julle dit al gesien van tevore. 'n Kort videoetjie van Albert Einstein. Ons almal ken hierdie groot wiskundige wetenskaplike en hulle het 'n brief ontdek wat hy vir sy dogter geskryf het oor liefde. Baie kort, kom ons kyk gou vinnig daarna. Einstein, who we all know was a great genius, wrote some letters to his daughter Liesl back in 1938, and he said, please hold on to these letters because I'm not sure that humanity is ready for it. So she finally released the letters in 1980. And as I was reading this one letter that he wrote, I thought, this is exactly what we need to hear at this time. We're ready as a humanity and going through what we're going through at this moment. These are the exact words that we need to hear. When I proposed the theory of relativity, very few understood me. And what I will reveal now to transmit to mankind will also collide with the misunderstanding and prejudice in the world. I ask you to guard the letters as long as is necessary, years, decades, until society is advanced enough to accept what I will explain below. There is an extremely powerful force that, so far, science has now found a formal explanation to. It is a force that includes and governs all others, and is even behind any phenomenon operating in the universe, and has not yet been identified by us. This universal force is love. When scientists looked for a unified theory of the universe, they forgot the most powerful unseen force. Love is light that enlightens those who give and receive it. Love is gravity, because it makes some people feel attracted to others. Love is power, because it multiplies the best we have and allows humanity not to be extinguished in their blind selfishness. Love unfolds and reveals. For love we live and die. Love is God, and God is love. This force explains everything and gives meaning to life.
This is the variable that we have ignored for too long. Maybe because we are afraid of love, because it's the only energy in the universe that man has not learned to drive at will. To give visibility to love, I made a simple substitution in my most famous equation. If instead of E equals mc squared, we accept that the energy to heal the world can be obtained through love, multiplied by the speed of light squared, we arrive at the conclusion that love is the most powerful force there is, because it has no limits. After the failure of humanity in the use and control of the other forces of the universe that have turned against us, it is urgent that we nourish ourselves with another kind of energy. If we want our species to survive, if we are to find meaning in life, if we want to save the world and every sentient being that inhabits it, love is the one and only answer. Perhaps we are not yet ready to make a bomb of love, a device powerful enough to entirely destroy the hate, selfishness, and greed that devastates the planet. However, each individual carries within them a small but powerful generator of love, whose energy is waiting to be released. When we learn to give and receive this universal energy, dear Lisa, we will affirm that love conquers all, is able to transcend everything and anything, because love is the quintessence of life. I deeply regret not having been able to express what is in my heart, which has been quietly beating for you all my life. Maybe it's too late to apologize, but as time is relative, I need to tell you that I love you, and thanks to you, I have reached the ultimate answer. Your father, Albert Einstein. We are being called by life to create this bomb of love that devastates hatred, and that it is the ultimate answer for our species to survive. And I pray that you will share this on Facebook, on YouTube, with loved ones, and maybe listen to it. Die Here se hart klop vir jou. Hoor mooi wat ek sê. Ons sukkel om te begryp en in woorde te vat, selfs al Albert Einstein, oor wat liefde, God se liefde, God wat sy eie seun, God homself, wat as 'n klein oppappel babatjie gebore word, en mens geword het, en tussen ons kom woon het. Sy hart klop vir jou. Hy fluister gedurig in jou oor. Ek wil jou hê. Ek wil jou hê. Ek wil jou hê. Ek het jou nie nodig hê, maar ek wil jou hê. Ek kan op myself kan ek alles doen. Maar ek wil jou hê. Sy hart klop vir jou. Hy laat reg geskied aan die weeskind en die weduwee. Hy het die vreemdeling lief. Hy gee vir hom kos en hy klere. En jy moet ook die vreemdeling lief hê, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Jy was self ver van my af. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my
is. Dalk is jy nie 'n Banksy nie, wat om elke hoek en draai goeders kan teken om die wêreld te herinner aan iets groters nie, van hoop en van vreugde en vrede nie. Maar God het tog sekere gawes in jou ingeblaas, in jou eie menswees. En mag jy daar waar jy is, by die huis, by die skool, by die kerk, op jou kantoor, op die pad, waar ook jy jouself bevind, mag jy op jou manier 'n Banksy wees. Op jou manier iets van hierdie Christus stem gaan uitleef na die wêreld. Die laaste paar sonde dat ek elke keer as fotum een van Niels Jackson, die joernalis, soos wat julle weet, wat by die kerkbode is of was, en voor dit by die beeld en so, 'n gedig gelees, en ek eindig hierdie gedig van Niels Jackson oor liefde. En ek wil graag vra vir die span om net vir ons so skuif vir skuifie deur te gaan. As by die eerste ene kan stil staan. So die titel daarvan is Lief hê. Lief hê is 'n omgee woord. Dis 'n hoor ander se stories woord. 'n sien die nood raak woord. En voel ander se pyn woord. Lief hê is wat het jy nodig woord. Dis hoe kan ek en help woord. Lief hê is 'n versorg woord. Dis 'n doen woord. Dis 'n dien woord. Lief hê is 'n gee jouself woord. Lief hê is 'n heel maak woord. Want lief hê is 'n Gods woord. Want lief hê is 'n Gods woord. Amen. Sluit die oë. Liefde is God. En God is liefde. Dis 'n omgee woord. 'n hoor ander stories se woord, te sien die nood raak woord, te voel ander se pyn woord. Wat het jy nodig? Hoe kan ek help? Versorg, doen, dien, gee jouself. Dis 'n heelmaak woord. Dis 'n Gods woord. Jesus, dankie vir die kruis. Dankie vir die opstanding en die dood, sodat daar oorwinning vir ons kan wees, sodat ons as vrygemaaktes kan leef. Dankie vir die brood en die wyn as tekens. Dankie vir die doop, wat ons wil kom herinner aan hierdie lief hê woord. Dankie dat U geduldig is met ons. Dankie dat U sagkens in ons ore kom fluister. Dankie dat U in ons deur kom klop. Dankie dat U ons roep. Vader God, mag U kom. Mag U opnuut U liefde in ons kom inblaas. Mag U ons help om dankbaarheid uit te blaas. Dankbaarheid van dit wat U vir ons kom doen het aan die kruis. Dankbaarheid van die lewe wat ons mag leef. Dankbaarheid van die oorwinning wat binne ons kan stap. Mag U kom, Here Jesus, en mag U opnuut daardie liefde in ons kom inblaas, sodat ons dankbaarheid kan uitblaas en dat ons liefde kan gee vir die wêreld. Op 'n praktiese manier. Met ons hande, met ons voete. Dankie dat U vir ons kom wys dat hierdie liefdesverhaal, dat hierdie liefdesgebod nog nooit verander het nie. Dat dit nog so dieselfde gebly van die Ou Testament af tot regdeur tot die Nuwe Testament, tot vandag 2000 jaar later. Hierdie goue draad wat deurgetrek kan word. Die Here jou God, hy alleen is God die Here. Die groot God,
Die magtige wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie, en ook nie omkoopgeld aanneem nie. Hy laat regter skiet aan die weeskind en die weduwee. Hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere. Jy moet ook vir die vreemdeling lief hê, want jy self was 'n vreemdeling. Julle moet mekaar lief hê, sodat mense sal kan sien dat julle my disippels is. Dankie vir Adventstyd, Vader, wat vir ons kom innooi in hierdie narratief en hierdie verhaal in. Dankie vir hierdie Adventstyd wat ons kom innooi van vrede, van vreugde, van liefde, maar van hoop ook, Vader God. Nie 'n menslike aardse tipe van hoop nie, want ons sê ons nou altyd, ons hoop, ons kom uit toets deur, maar ons weet die moontlikheid is altyd daar, dat ons nie die toets sal deurkom nie. Ons sê altyd, ons hoop die son skyn môre, of het hoop het reën môre, maar is altyd die moontlikheid dat dit ook nie gebeur nie. Ons hoop, ons wil kry hierdie besigheidskontrak, maar in die wêreldse hoop is daar altyd die moontlikheid dat ons nie daardie kontrak mag kry nie. Ek hoop ons word gesond, maar ons altyd die moontlikheid in die wêreldse hoop dat ons nie gesond sal word nie. En dan kom Jesus Christus en sê vir ons, hy, maar daai is wêreldse hoop. Ek wil vir jou 'n goddelike hoop gee, 'n Bybelse hoop, 'n lewende hoop, 'n vaste hoop. Dat selfs wanneer jy hierso op aarde jou laaste lewensasem uitblaas, dat as gevolg van dit wat ek kom doen aan die kruis, omdat ek opgestaan het uit die dood uit, is daar nou vir jou 'n lewende hoop, 'n vaste hoop. Van jy wat voort sal bly leef, saam met my in die hemel en die paradys. En dan weet ons die hemel is meer as net 'n eindbestemming. Die hemel is meer as net 'n eindbestemming, dit is 'n persoon. Heaven is more than just a destination. It is a person, en daardie persoon is niemand anders as Jesus Christus nie. Jesus Christus wat al van die begin van dae by die skepping teenwoordig was. Die Triniteit, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, wat al van die begin af al was. Die Gees van God wat oor die aarde gesweef het, toe daar nog niks was nie. En ons lees dat die wêreld het tot stand gekom deur Jesus Christus. En daai selfde Jesus Christus, God homself, het mens geword en na 'n brose wêreld gekom. As vreemdeling, as vlugteling en as alleen, groot geword om vir ons te kom wys op praktiese maniere hoe om te leef, maar hoe lief hy vir ons ook het en hoe ons liefde moet gaan uitleef na die wêreld, sodat ons saam met die koninkryk kan bou. Sodat ons eendag almal saam die voorreg kan hê om in die paradys in die hemel te kan wees. Nie omdat dit mooi daar lyk of so nie, want die hemel is meer as net 'n eindbestemming en as 'n plek. Die hemel is 'n persoon. Is om in u teenwoordigheid te wees, gesig tot gesig, waar hy jouself aan ons gaan kom openbaar. Al die geheimenisse wat opgesluit is, dit wat ons so in 'n dowwe spieël sien, wat jy kan verstaan nie, waar hy dit dan vir ons gaan kom openbaar. Mag hy in hierdie adventstyd vir ons diep bewus kom maak, op pad na volgende Saterdag toe, wanneer ons Kersdag gaan vier, wanneer ons saam om die tafel gaan sit, wanneer ons saam gaan eet, saam gaan lag, saam gaan deel in hierdie storie van die evangelie. Mag hy dan kom en vir ons diep kan bewus maak van u liefde en van u genade. Ons bid dit als in die naam van Jesus Christus. En ons almal sê, Amen. Liewe vriende, ek nooi julle uit om te staan, soos wat ons die slotlied saam sing.
naam bidden voor Jesus die Heer. Ontvang die seën van die Here. Mag die God van die engele, wat Christus se geboorte aangekondig het, vreugde in julle harte bring op hierdie dag en vir altyd. Mag die God van liefde, wat sy enigste seun vir ons gegee het, julle lewe met liefde en vrede vul. En mag Immanuel, God met ons, met julle wees in alles wat julle doen, totdat hy julle in sy ewige koninkryk laat ingaan. Die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, seën julle nou en vir ewig en vir altyd. Ontvang dan die seën van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En ons almal sê, Amen. Julle moet 'n mooi geseënde dag hê. Onthou nou volgende week Saterdag is Kersdag. 8:00 begin die diens, nie 9:00 nie, 8:00 begin die diens. Dan die volgende dag sal ons die virtuele opname maak. Seën vir julle, mooi dag verder, dankie.